Our reading this evening comes from Acts, chapter 10, verse 1 to 11, verse 30. So settle in, and if you have your Bibles, follow with me. Otherwise, it'll be on the screen as well. I'm reading from the ESV. Acts chapter 10, reading from verse 1. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, "Cornelius." And he stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea." When the angel who spoke to him had departed, he called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat, but while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its 4 corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." And the voice came to him again a second time, "What God has made clean, do not call common." This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Now, while Peter was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, stood at the gate and called out to ask whether Simon, who was called Peter, was lodging there. And while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, "Behold, 3 men are looking for you. Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them." And Peter went down to the men and said, "I am the one you are looking for. What is the reason for your coming?" And they said, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say." So he invited them in to be his guests. The next day he rose and went away with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him. And on the following day they entered Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. And he said to them, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. So when I was sent for, I came without objection. I asked then why you sent for me." And Cornelius said, 4 days ago, about this hour, I was praying in my house at the 9th hour, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, 'Cornelius, your prayer has been heard and your alms have been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea.' So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now, therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord." So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the 3rd day and made him to appear,
not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word, and the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles, for they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, "Can anyone withhold water for baptizing these people, who have received the Holy Spirit just as we have?" And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to uncircumcised men and ate with them." But Peter began and explained it to them in order. "I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, something like a great sheet descending, being let down from heaven by its four corners, and it came down to me. Looking at it closely, I observed animals and beasts of prey and reptiles and birds of the air. And I heard a voice saying to me, 'Rise, Peter, kill and eat.' But I said, 'By no means, Lord, for nothing common or unclean has ever entered my mouth.' But the voice answered a second time from heaven, 'What God has made clean, do not call common.' This happened 3 times, and all was drawn up again into heaven. And behold, at that very moment 3 men arrived at the house in which we were, sent to me from Caesarea. And the Spirit told me to go with them, making no distinction. These 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house. And he told us how he had seen the angel stand in his house and say, 'Send to Joppa and bring Simon, who is called Peter. He will declare to you a message by which you will be saved, you and all your household.' As I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as on us at the beginning. And I remembered the word of the Lord, how he said, 'John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit.' If then God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way?" When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, "Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life." Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people, and in Antioch the disciples were first called Christians. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined, every one according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. This is God's word. Amen. Julle, dit is 'n ongelooflike teks wat ons vanaand gelees het. Daar is so baie goud in hierdie teksgedeelte. Ek sien so uit om saam met julle in dit in te spring. Ja, net voordat ek begin, Johan, jy het nie vir iemand genoem hoekom die decor hier is nie. Het julle gewonder? Julle geweet? Julle volgende week, hierdie Dinsdag wat kom tot Donderdag, is ons by Redder Radar. Dit is ons vakansieprogram vir kinders van, ek dink
5 jaar tot graad 4. Julle, ons wil die evangelie met hulle deel. Ons wil regtig hê hierdie kinders moet tot bekering kom. En so dit is hoekom die saal lyk soos wat dit lyk. Ons is op 'n soektog na 'n verlosser. Ek is baie opgewonde om daar te wees Dinsdag. Kan ek julle uitnooi as julle 'n bietjie vrye tyd het in hierdie week? Jy is dalk 'n student en jy het vakansie. En jy het 'n bietjie tyd om in jou oggende op te gee. Kan ek jou uitnooi om te kom help? Daar gaan 100 kinders hier wees, dalk meer. Ons het julle nodig. 100 kinders is regtig baie kinders. 100 kinders by 'n holiday club is mal. En so as jy meer wil weet, as jy dalk 'n bietjie tyd het, Dinsdag tot Donderdag in die oggende, kom gesels asseblief met my. Voordat ek aangaan, kom ons bid saam. Ons vra dat die Here met ons sal wees, dat hy ons sal help verstaan wat in sy woord staan. Kom ek bid vir ons. Ons Hemelse Vader, dankie. Dankie vir vanaand. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, hier in Pretoria, dat ons die evangelie kan hoor in ons eie taal. Here, dat U so genadig met ons is, dat U dit goed gedink het om U seun Jesus te stuur en ons te kom red. Hierdie nuus te verkondig aan elkeen van ons hier vanaand. Ek bid en vra dat U ons sal help om die woord te verstaan. Deur hierdie lang teksgedeelte wat gelees was vir ons, Here, bid ek dat ons die ongelooflike waarheid sal sien. Wie U is, wat U vir ons gedoen het. Wees met ons nou, Here, verander ons harte. Dalk is daar iemand hier vanaand wat nog nie die goeie nuus van Jesus gehoor het nie, Here. Sal Jy asseblief deur die Gees harte kom verander. Kom bemoedig ons, die van ons wat al Christene is vir 'n rukkie. Kom versterk ons, bou ons op, rig ons oë weer op Jesus Christus. En in sy naam bid ek. Amen. Amen. Julle, ons is in die Handelinge reeks. Ons is terug. Ek is so opgewonde. Om te begin, het ek 'n vraag. Julle almal ken, julle almal weet wat teiken gehoor advertering is. Target market advertising. Kan ek sien of julle koppe knik. Target market advertising. Dis daai advertensies wat met 'n spesifieke tipe persoon praat en heel duidelik met 'n spesifieke tipe persoon nie praat nie. Vergelyk 2 advertensies hier op die bord van Logitech muise. Is dit aan hierdie kant? Daar's hy. Hierdie is die eerste tipe muis. Dit noem mens die Logitech Pop Mouse. Hierdie muis is 'n normale muis, behalwe dat hy in baie mooi kleure kom en jy sal sien in die middelste knoppie daar, daai knoppie is spesifiek om jou favorite emoji te kan stuur vir jou vriende. En so die ouens, die marketing agency by Logitech het gedink oor wie sal sulke muis waardeer. Natuurlik is dit die millennials en die Gen Z's onder ons en dis hoekom hulle hierdie advertensie gegee het vir hierdie muis. Is hy op? Daar's hy. The Pop Mouse. Julle, hierdie advertensie sal my ouers se generasie wegskrik. Right? Hulle sal nie dit verstaan nie, maar dis okay, want hulle kan nie verstaan dat 'n muis meer is as net 'n muis nie. 'n Muis is meer as net linksklik, regsklik en scroll. Dit is 'n geleentheid vir self-expression. Right? Dis nie my woorde nie, dit was Logitech se eie woorde gewees. Hier's nog 'n voorbeeld van target market advertising. Die volgende muis wat ons hier het is die G502 Hero Gaming Mouse. Weereens is hierdie muis nie vir almal nie. Right? Hierdie muis is nie vir almal nie. Dit is vir gamers. En daarom lyk die advertensies soos volg. 11 programmable buttons. Julle weet hoe baie 11 knoppies is. Ek het nie geweet 'n rekenaar kan so baie dinge doen nie. Nee, maar die ouens wat
hierdie meisie adverteer het geweet, hoorie, 'n gamer gaan net omgee oor een ding en dis specs. Hy gaan omgee wat hierdie meisie kan doen. Hierdie meisie het 11 knoppies. 11. En nie net dit nie, ek het hierdie ook gelees. Dis amazing, luister. En Hero is in staat om 400 plus IPS te monitor deur 100 tot 25600 DPI range met zero smoothing of filtering of acceleration. Geen idee wat dit beteken nie. Maar Hero kan dit doen. Right. Ons kan sien dat hierdie advertensies gerig is vir 'n spesifieke teikenmark. Dit is nie vir almal nie. Dit is nie vir almal gewys nie. Inteendeel is hierdie advertensies heel duidelik nie vir sekere mense nie. Die vraag wat ek vanaand wil hê ons moet antwoord na kyk, soos wat ons na Handelinge 10 en 11 toe gaan, is dit. Is die goeie nuus van Jesus, die evangelie, soos 'n target market advertensie wat net vir 'n sekere klomp mense is? Het dit 'n teikenmark? Sien ons dalk God as die marketing director wat partydig is om hierdie nuus net met 'n sekere klompie mense te deel? Dit is wat ek hoop ons gaan sien in Handelinge 10 en 11. En so kom ons spring in. Julle, ons is terug in Handelinge. En ek is regtig baie bly. Dit is so goed vir ons om te sien hoe die vroeë kerk ontstaan het. Dit is baie belangrik vir my en jou vandag om te sien op watter fondasie ons bestaan. Jesus, nadat hy doodgemaak was en die dood oorwin het en opgestaan het aan sy disippels verskyn aan die begin van Handelinge. En hy het vir hulle gesê, hoorie, julle 12 disippels, wees my getuies van hierdie belangrike nuus dat ek Jesus die dood oorwin het, dat ek Jesus koning is wat regeer. Ons het in Handelinge 1 een van die belangrikste verse in die boek raak gekom. Handelinge 1 vers 8. Dit is op die skerm. Jesus sê hierdie vir sy disippels: "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you." Wat ons gesien het gebeur het in hoofstuk 2. "And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." En so regdeur Handelinge vir 'n vinnige recap. Ons het gesien hoe hierdie goeie nuus in Jerusalem begin het. Hier's 'n kaart van waar Jerusalem is in vergelyking met die res van die wêreld. Is dit daar op? Ek weet nie of julle kan sien nie, daar's 'n rooi pyltjie. Die goeie nuus het daar begin in Jerusalem. En toe sien ons hoe dit versprei deur die boek van Handelinge na die groter region van Judea toe. Julle sal dit ook in rooi sien daarop. Die goeie nuus van die Messias van die Jode het gekom. Die redder van die Joodse mense wat die Joodse mense voor gewag het. En dit is belangrik om te sien dat alhoewel hierdie teksgedeelte momentum gekry het, daar is duisende Jode tot bekering gekom tot en met Handelinge 9. Was die boodskap van die evangelie nog amper eksklusief gewees vir die Joodse mense. Dit was amper net Jode wat hierdie nuus van Jesus gehoor en ontvang het. En ek dink daar's twee redes daarvoor. Die een is dat dit is die Joodse Messias wat verwag was. Jesus kom uit die Joodse nasie uit. En so hierdie nuus is primêrlik eerstens vir die Jode. En so hulle het dit nie gedeel natuurlik met iemand van 'n ander nasie nie. Maar tweedens, in Judea, selfs in Samaria, was dit meestal Jode wat daar gebly het. Daar was nie baie ander mense van ander nasies en kulture om hierdie nuus te hoor nie. Maar julle vanaand se teksgedeelte is 'n quantum leap in die boek van Handelinge. Dit is 'n ongelooflike groot draaipunt in die boek
in die nuus van die evangelie wat versprei vanaf Jerusalem na Judea, na Samaria, na die einde van die uithoeke van die wêreld toe. Vandag se teks is die rede hoekom ek en jy vanaand hier so is, julle. Dit is so belangrik. En so ons moet dit hoor. Hierdie is kosbare nuus. Kan ek vra, hou asseblief julle Bybels by julle. Dit is 'n lang teksgedeelte en ek wil hê ons moet aan die einde van die preek die teks verstaan en sien hoe dit van toepassing is op ons. Dat dit nie my woorde is nie, dat dit werklik uit hierdie 2 hoofstukke uitkom. En so volg saam met my, ek gaan gereeld terugverwys en ek wil graag hê ons moet sien hoe hierdie storie ontvou. Dis 'n lang storie, nee, 2 hoofstukke wat ons vanaand na kyk. Ek het dit goed gedink om hierdie hoofstukke in 4 scenes op te deel. Storie het altyd scenes, ek dink aan 'n movie. Hier's 4 scenes vanaand. Die eerste een, hoofstuk 10 van vers 1 tot 29, sien ons onder die opskrif die soektog en die visioen. Die soektog en die visioen. Ons teks begin in vers 1 van hoofstuk 10. In Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God. Julle, van die heel eerste sin van hierdie storie kom ons agter iets groots gaan gebeur. Ons in die boek van Handelinge was nog nooit so ver noord gewees op die kaart nie. Wys dit asseblief daarbo. Sal julle saam met my sien daai rooi pyltjie? Dis baie ver noord, nê? Die evangelie is besig om te versprei van Jerusalem, Judea, Samaria. Nou is ons al in Caesarea. Weet julle hoe ver is dit van waar dit oorspronklik af gebeur het? Handelinge 1 vers 8 hoort so in ons ore te fluit. Maar die ander groot ding wat ons sien, is ons ontmoet 'n man, 'n karakter met die naam Cornelius. Hy was 'n Romeinse centurion gewees wat 'n soldaat is oor 100 ander soldate. Hy was 'n Romein wat die Joodse volk onderdruk het. Dit was die nasie van Rome, die empire, het hierdie klein nasie van Israel onderdruk. Dit is die nasie waarvan Cornelius deel is. Maar ons lees ook dat hy 'n devout man was wat God gevrees het. En die teks verduidelik vir ons wat hulle bedoel daarbey, wat Lukas wat die boek geskryf het. Ons sien dit in hoe hy vrygewig gelewe het. Hy het na die mense om hom omgesien en hy was vrygewig met sy besittings. Maar nie net dit nie, ons lees he prayed continually to God, die God van Israel. Hy was 'n godvreesende man gewees en hy het geglo in die God van Israel. Maar hierdie man het nog nie die redder van Israel ontmoet nie. Hierdie man het nog nie van Jesus gehoor nie. So hierdie man was nog nie 'n Christen nie. Nog niemand het hom van Jesus vertel nie. 'n Engel van God kom dan na Cornelius toe in hierdie eerste paar verse. En dit gee vir hom en die engel gee vir hom 'n opdrag om te sê, hoorie, daar's 'n man met die naam Petrus, hier is waar hy woon, gaan roep hom, bring hom na jou toe. En dan sal ek vir hom sê wat hy moet doen. Net om hier te stop. Julle, is dit nie bemoedigend net om te sien dat God hoor en God gee om. God sien Cornelius, God sien dat hy 'n godvreesende man is en hy reageer op sy gebed. Ek het dit bemoedigend gevind. Vers 9 skuif die kamera dan en die kamera gaan na Petrus toe. Petrus is in Joppa, wat 'n kusstad is. Petrus, as julle kan onthou, is een van die hoofkarakters van die storie van Handelinge. Hy was een van die 12 disippels gewees van Jesus en in Handelinge het ons gesien hy een van die kerkvaders is. Hy was 'n kernfiguur gewees. Hy was 'n belangrike instrument in God se hande om
die nuus van die evangelie te versprei en die kerk tot stand te bring. Dit is die man wie Cornelius moet gaan roep. Hy is heidaglik by Simon in Joppa. En daar, soos wat Petrus daar kuier en wag, word hy honger en soos wat hulle kos vir hom maak, kry hy 'n visioen van God af. Van hierdie lap. Dink saam met my aan dit. Hierdie lamp wat uit die hemel uit neerdaal op die aarde. Lees saam vers 11. Kyk asseblief in julle blaadjie saam. And he saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." Om hierdie verse beter te verstaan, moet ons verstaan wie Petrus is. Hy is 'n Jood. Hy onderhou die wette van Moses wat God vir Moses en die volk Israel in die Ou Testament gegee het. Hulle was wat hierna verwys word spesifiek verhoed om sekere tipes kos en diere te eet. Maar nou kom God en hy gee vir Petrus hierdie visioen en sê, "Staan op, jy is honger. Staan op, maak hierdie diere dood en eet dit." Maar Petrus sê, "By no means. Ek het nog nooit in my hele lewe iets geëet wat onrein is nie. Nog nooit het ek die wet oortree nie. Ek volg die wet van Moses." Maar dan antwoord God hom, "What God has made clean, do not call unclean." En dit gebeur nog 'n keer. En dit gebeur 'n derde keer, julle. En toe is die visioen verby. Shame, ek dink elke keer as daar iets 3 keer in 'n ry met hierdie man gebeur, dan moet hy opskrik, wakker word. Hoekom het Petrus God so geantwoord? Ons het gesien, dis omdat hy 'n Jood is wat die wette van Moses onderhou het. En ons moet dit bietjie beter verstaan. Die wet van Moses was vir Israel gegee as 'n prentjie van God se heiligheid. Ek het al hierdie illustrasie gebruik, maar ek dink dit is behulpsaam. Dink aan God se heiligheid as die brandende helder son wat skyn. Dit is puur en dit verlig. Maar as iets wat onrein is, iets wat besoedel is, naby daai vlam kom, dan wat gebeur? Die vlam brand dit weg. Dit word verbrand. En die Bybel vertel ons dat ons onrein is uit nature uit. Ons is sondig. Ons is verkeerd. Ons doen verkeerde dinge. En dit is as gevolg van sonde in ons hart. Daarom het ons 'n probleem. Want hoe kan ons wat sondig is in die teenwoordigheid van 'n heilige God lewe? Dit is een van die redes hoekom God vir Moses en die Israeliete die wet gegee het. Om 'n prentjie te wees van sy heiligheid. Om vir een sodat God wat heilig is saam met sy mense kan woon. Maar tweedens om ook 'n prentjie te wees vir die nasies daar buite. Om te sê, hoorie, daar is baie nasies daar buite wat baie gode dien, maar die God van Israel is heilig. Hy is anders. Die woord is hy is uitgesonder. He is set apart. So is die mense van God dan die wet gegee om dit te weerspieël, dat hulle 'n mense is, God se mense is, wat uitgesonder is, wat anders is. En dit is hoekom hulle nie van hierdie sekere diere mag eet nie. Om 'n praktiese simbool te wees, om prakties uit te beeld oor die Israeliete, die nasie van Israel, die Jode, is anders as die res van die nasies. En so ons kan dan verstaan in vers 17 hoekom
Petrus sê hy is inwardly perplexed. Want hy verstaan nie mooi nie. God het vir Moses die wet gegee, maar dan kom God in 'n visioen en sê what God has made clean, do not call common. En dan julle in die midde van hierdie worsteling kom die manne van Cornelius na Petrus toe. Hulle klop aan die deur en hulle vra Petrus om saam met hulle te kom. En onder leiding van die Heilige Gees volg Petrus hulle. Maar sit jouself vir 'n oomblik in Petrus se skoene. Hy as 'n Jood was nog nooit in sy lewe in die huis van 'n Romein. Hy was nog nooit in sy lewe in iemand anders as 'n Jood se gesprek nie. Dink hoe onnatuurlik dit vir hom moes voel om deur die deur van Cornelius se huis te stap. Hy luister wat hy sê in vers 28. Ja, dit sal ons help. Petrus sê vir hom hoekom hierdie so moeilik moes gewees het vir hom. He said, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation." Maar in gehoorsaamheid volg Petrus vir Cornelius en hy begin bietjie verstaan waarmee God besig is. Vers 28 gaan aan en hy sê, God has shown me that I should not call any person common or unclean. And so, when I was sent for, I came without objection. I asked then, why have you sent for me? Petrus kry 'n bietjie beter verstaan van hierdie visioen wat hy gesien het. En ek dink dit is hy verstaan gedeelteliks. Hy vertrou op die Here, maar hy verstaan nog nie heeltemal mooi nie. Ek verstaan dat God bedoel met die visioen van die lamp dat ek nie enige nasie se mense mag common of unclean noem nie. Die kos van alle die diere van alle soorte en die voëls en die reptiele verwys na mense van alle nasies. Maar hoekom is ek hier? Vra Petrus. Julle, the stage is set. Dit is ons eerste scene. Voel julle die spanning in die storie? Daar's goed aan die gebeur, daar's goed aan die gang. Ons eerste scene is verby, kom ons beweeg na scene 2 toe. The penny drops is die volgende scene. Hoofstuk 10 vers 30 tot 43. Cornelius verduidelik toe vir Petrus hierdie visioen wat hy gehad het, wat hy gesien het aan die begin van ons teks en hy sê vir Petrus vers 33, so I sent for you at once and you have been kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to hear that what you have been commanded by the Lord. En toe Petrus dit hoor, toe drop die penny. Die penny het gedrop. Hy verstaan uiteindelik presies wat God besig is mee. Petrus kom tot die verstaan dat die evangelie vir alle nasies is, net soos wat dit vir die Jode is. Hy Petrus was deur Jesus beveel om sy witnesses te wees van hierdie goeie nuus van Jesus. In Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. En nou verstaan hy, God sluit die nasies van die wêreld in daai nuus in. Die evangelie is vir almal. Dit is nie net vir 'n sekere klomp mense nie. Dit is nie net vir die Jode nie. Vers 34 en 35 sê dit mooi van hoofstuk 10. Lees saam met my. So Peter opened his mouth and he said, "Truly I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who hears him and does what is right is acceptable to him." Julle,
Wat 'n ongelooflike vers. Wat ongelooflike nuus. Truly I understand that God shows no partiality. En dan gaan Petrus aan en hy verduidelik tot en met vers 43 verduidelik hy die evangelie. Hy gee vir ons 'n recap van die storie van Handelinge tot en met dusver. Net soos wat hy gedoen het, gepreek het, die goeie nuus gepreek het in Handelinge 2, doen hy nou presies dieselfde. Een aspek van die evangelie wat hy preek, wil ek graag hê ons moet op fokus. Vers 43 sê, To him, that is Jesus, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Liewe vriende, hierdie is die goeie nuus in die kern van wat ons glo. Voel jy moedeloos vanaand? Voel jy kan nie opleef tot die standaard wat deur die wêreld gesit word nie? Voel jy skuldig oor jou sonde? Voel jy vasgevang? Voel jy dalk gediskwalifiseer as gevolg van jou sonde? Of dalk is jy al 'n Christen vir 'n klompie jare, maar onlangs voel jy koud teenoor hom. Sukkel jy dalk om te bid? Julle vir waar ook al jy is, wil ek hê ons moet net stop en weer dink aan hierdie vers wat ek vir ons gelees het. Everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Glo jy in Jesus? Jou sonde is vergewe. Glo jy in Jesus? Jou verlede tel nie meer teen jou nie. Jy is vrygemaak daarvan. Glo jy in Jesus? Broer, suster, jy is geliefd. Jesus het jou so lief. Meer as wat ons ooit sal kan verstaan. Glo jy in Jesus? Jy is veilig. Jy word vasgehou. Hy hou jou lewe vas in sy hand. En hy hou jou daar tot in ewigheid, saam met hom. Christen en nie-Christen, sien asseblief raak die goeie nuus van die evangelie. Die wonderlike nuus wat ons vanaand sien. Jesus is ons verlosser. En hy is nie ons net 'n sekere tipe persoon of 'n sekere klein hoeveelheid mense verlosser nie. Die nuus is vir almal. Enige iemand kan na Jesus toe kom. Enige iemand kan na Jesus toe kom vir verlossing. Dit is ongelooflike belangrike nuus vanaand, julle. Sien Jesus raak, vind rus vir jou siel by hom. En alleenlik daar sal jy dit vind. Julle, ons gaan dan na ons derde sien toe. Hoofstuk 10, vers 44 tot 48. Die geskenk van die Gees word gegee. Soos wat Petrus die goeie nuus van Jesus verkondig, wat hy nou tot verstaan gekom het, kom die Heilige Gees, God die Heilige Gees kom en val neer op die mense daar. Nie een van hierdie ouens is Jode nie. Die Heilige Gees kom val op 'n klomp Romeine, wat deel is van die heidene nasies, die Gentiles. En die Heilige Gees kom neer op hulle net soos wat die Heilige Gees neergedaal het op die Christene, die Joodse Christene in Handelinge 2. En deur dit maak God die punt dat die Gentiles, die mense van die nasies, presies dieselfde toegang het tot God in Jesus deur die Heilige Gees. Ons het nou onlangs die boek van Efesiërs gedoen, een liggaam, die liggaam van Christus. Ons het gesien dat gelowiges deel is van een liggaam. Hoekom? Omdat ons almal deel in die een Gees, dieselfde Gees. Die Jood en die Romein wat in Jesus glo, word verenig, is een gemaak. Ons is nou deel van dieselfde liggaam. En so wat is Petrus se reaksie dan? Kyk saam in vers
47, can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Julle, die rede hoekom die Heilige Gees so dramaties uitgestort was, soos wat dit in Handelinge 2 uitgestort was, is die volgende. Dit is 'n teken. Dit is 'n teken dat hulle, die nie-Joodse mense, die mense van alle nasies, nou deel kan wees van die mense van God. En so Petrus beveel hulle, word gedoop in die naam van Jesus. Hier's 'n baie belangrike bevel vir ons in hierdie teks. Jy wat hier sit, wat die goeie nuus van Jesus ontvang het, gehoor het, gesê het, ja, hy is my redder, hy is my koning. Kan ek vir jou vra, is jy al gedoop? Is jy al gedoop? Sien hoe Petrus dit nie nice to have kommunikeer nie. Hy sê, can anyone withhold water for baptizing? He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Julle, die doop wat ons vier is 'n sakrament. Dit is 'n teken van die verbond wat Jesus met ons gemaak het. Die doop wys vir ons dat daar redding te vind is in Jesus en dat ons onsself vereenselwig met hierdie waarheid, dat Jesus red. So kan ek jou uitnooi, Christen, as jy nog nie gedoop is nie, word gedoop. Ons gaan dan aan en ons sien die laaste scene. Hoofstuk 11, die hele hoofstuk 11, sien ons die nuus versprei. Ons sien in vers 1 tot 18, sien ons die nuus kom terug na Jerusalem toe. Dit wat nou net gebeur het, kom na die ore toe in die kerk, van die mense in die kerk in Jerusalem. En dan vers 19 tot 30 sien ons, hierdie nuus gaan uit. Dit gaan uit na Antiochië toe. Hoofstuk, die eerste deel van hierdie laaste scene. Na hierdie paradigm shift plaasgevind het, kom dit na die ore toe van die mense wat in Jerusalem woon en hulle is skepties, net soos Petrus was, want hoorie, Petrus het ons reg gehoor, jy het na Romein toe gaan en in sy huis gestap. Het jy hom gedoop? Petrus, wat doen jy? Dit kan nie wees nie. Maar dan kom Petrus na hulle toe en hy sê, hoorie, nee, hierdie is nie my te doen nie, dit is God wat dit gedoen het. Die Heilige Gees het vir my gesê dat ek nie met onderskeid tref nie. Vers 7, die 17 is baie behulpsaam. If then God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Hier sien ons God se plan van die begin af. En ek het dit keer op keer al vanaand gesê, dat elke volk, stam, taal, na God toe kan kom vir redding in sy seun Jesus. En so toe die kerk in Jerusalem hierdie nuus hoor, toe, sê hulle vers 18, when they heard these things, they fell silent. Daar was nie kritiek meer nie. They glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. En dan ons laaste verse, 19 tot 30, sien ons hoe aan die hand van vervolging die kerk in Jerusalem versprei. As julle kan onthou van Stefanus wat gestenig was. Hierdie nuus versprei soos wat die mense vlug uit Jerusalem uit toe, uit Jerusalem uit, na die res van die wêreld. En hulle begin hierdie goeie nuus van Jesus deel met die mense rondom hulle. En hulle glo in wat nou net gebeur het in hoofstuk 10, hulle glo dat hierdie goeie nuus ook is vir ander mense. Dit is nie net vir hulle fellow Jode nie, dit is vir almal. En so daar word 'n kerk gestig in Antiochië.
'n baie belangrike kerk van mense van verskeie tale en kulture wat bymekaar gekom het in hierdie metropolitan stad. Dit was baie ver van Jerusalem af, maar ons sien hoe daar 'n vennootskap ontwikkel. Jerusalem, die senterpunt van die kerk op daardie stadium, hoor van hierdie nuwe kerk wat ontstaan het en hulle sê, hoorie, hierdie mense kort ondersteuning, dis 'n jong kerk, kom ons stuur 'n kernbelangrike persoon van ons gemeente na die gemeente in Antiochië toe en hulle stuur vir Barnabas om hulle te ondersteun, om hulle te disipel en hulle te lei. En dan 'n klompie jare later, toe dit moeilik gaan in Jerusalem, toe sien hierdie kerk in Antiochië, ons moet hulle ondersteun. Hulle is ons broers in Christus. Hulle is ons broers en susters in Christus. En so ons laaste 2 verse in hoofstuk 11 sê, so the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Sien julle hoe die kerk, die vroeë kerk, ingetrap het? Hierdie goeie nuus, hierdie eenheid actually uitgelewe het. Hulle het dit genuinely geglo en hulle het actually daarvolgens gelewe. Hulle het mekaar ondersteun. Al was hulle van verskillende tale en kulture af, het hulle agtergekom oor Jesus het ons een gemaak. Ons is dieselfde familie. En so kom ons check in gou vinnig op Handelinge 1 vers 8. You will be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kom ons sien waar Antiochië sit. Julle sien hoe ver is dit? Ek het nog 'n prentjie wat vir ons wys, daai eerste kaart wat ek gewys het, in vergelyking met hierdie tweede kaart. As julle dit sal wys. Julle gesien, ons was impressed deur die goeie nuus wat gegaan het na Caesarea toe. Sien julle waar's dit nou? Dis in Antiochië. Dit is so ver weg. Die evangelie versprei. Hierdie kerk, Antiochië, is 'n kernbelangrike kerk vir Handelinge 11 tot die einde. So hou hierdie kerk dop. Hier is die hoofpunt weer. God is nie partydig teenoor enigiemand nie. En daarom hoort ek en jy ook nie te wees nie. 'n Paar dinge wat ek dink ons moet oor gesels, soos wat ons dit huis toe vat, is die volgende. As jy hierso sit en jy is 'n Christen, sien weer raak dat dit uitsluitlik net deur geloof in Jesus is wat jy gered kan word. Dit gaan nie help om te sê ek is 'n Afrikaner nie. Ek het groot geword in die kerk. My ouers was in die kerk. Dit kan jou nie red nie. Dit is alleenlik genade, geloof in Jesus wat jou kan red. Maar 'n tweede ding. Kom ons wees nie partydig teenoor ander Christene nie. Hê jou broers en susters in Christus lief. Al lyk hulle nie soos jy nie, al dink hulle nie soos jy nie, al praat hulle nie dieselfde taal as wat jy praat nie. Hanteer hulle soos broers en susters. Hierdie teks spreek tot die hart van sonde wat ons wil maak dat ons mense uitbuit of rassisties wil wees teenoor iemand van 'n ander kultuur. Die nuus van die evangelie is nee, ons almal is gelyk voor Jesus. Ons almal is gelyk voor God, ons is geliefd. Maar daar is nie favorites nie. Ons almal is saam in hierdie ding. Eerder as om mense uit te buit en rassisties te wees. Julle, kom ons sien hoe ons hulle nodig het. Hoe ons mekaar nodig het, hoe ons medebroers en susters van ander kulture en tale nodig het. Ons het die groot voorreg hier by Ligpunt om deel te wees van 'n groter netwerk van kerke. En een van die dinge wat belangrik is om elke nou en dan een van daardie predikante in te kry, dat hulle vir ons preek, dat ons kan sien, hoorie, ons glo wat ons sê en ons doen wat ons glo. 'n ander voorbeeld
wat ek dink behulpsaam is waar baie van julle by betrokke is by die tutoring in Mamelodi. Dit is 'n baie praktiese manier hoe ons kan wys dat ons een is. Sigle en Cebu is deel van hierdie netwerk van ons kerke. En dit is ongelooflik om soos wat ons by hulle leer en soos wat hulle by ons leer, ons saam kan hande vat in die gospel. Ons kan partner in die gospel. Teenoor nie-Christen nie, kan ek ons aanmoedig, kom ons wees mission-minded. Kom ons kyk uitwaarts. Kom ons dink aan die evangelie as goeie nuus wat gedeel kan word met enigiemand. Kom ons wees nie inwaarts gefokus nie. Deel die nuus met enigiemand en almal wat wil luister, wat kan luister. Vat hierso 'n tydjie, nou. Dink in jou lewe, dink in die verskillende sfere van jou lewe waar jy dalk mag betrokke wees. Is daar iemand in jou lewe wat nog nie die evangelie gehoor het nie? Is daar iemand wat die evangelie nodig het? Iemand wat jy dalk dink, hoor jy, ek het 'n geleentheid om met hierdie persoon 'n verhouding te bou en te deel wat die hoop is in my hart. Om te deel wat Jesus vir my beteken en wat Jesus vir daardie persoon beteken. Kan ek ons aanmoedig, kom ons deel die evangelie, julle. So ek sluit af. God is nie partydig teenoor enigiemand nie. Hy is nie 'n marketing director wat sy verlossing net vir 'n sekere klompie mense cater nie. Sy verlossing, die uitnodiging van sy verlossing is vir almal. Maar dit is uitsluitlik alleenlik te vind in Jesus. Julle, ek wil 'n bietjie vorentoe spring in tyd van waar ons nou in die teks was. Hier's nog een kaart wat ek wil hê ons moet sien. Dink aan die duisende, miljoene Christene wat na Handelinge 10 en 11 geglo het in hierdie boodskap dat God nie partydig is nie. Dat Christus vir alle nasies is. Dat dit vanaf daar tot hier op die punt van die wêreld gekom het, hier waar ons nou sit, Suid-Afrika. Dink aan die jare van Christene wat getrou hierdie boodskap uitgelewe het, julle. Kan ek ons aanmoedig? Kom ons volg in hulle voetspore. Kom ons volg hulle. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die boek van Handelinge. Dankie dat ons kan terugwees en verder die waarheid kan sien van hoe hierdie kerk ontstaan het, hoe na die ongelooflike dinge wat U, Here Jesus, aan die kruis gedoen het, U die wêreld aan die brand geslaan het met hierdie goeie nuus. Here, dankie dat U so genadig was, dat U my en die mense hier rondom genooi het om deel van U mense te wees. Here, dat U in U genade ons deel gemaak het van U gesin. Here, dit is ongelooflik. Dankie vir hierdie goeie nuus. Here, ek bid dat ons vanaand Jesus sal duidelik raak sien in hierdie teks en ek bid dat ons harte verander sal word. Here, spreek ons aan daar waar ons dalk mag partydig voel teenoor mense, sekere tipe mense. Help ons om die waarheid te sien dat ons deel is van baie verskillende mense en dat ons een Heilige Gees het, die God, die Heilige Gees, en dat ons een Verlosser het, Jesus Christus, dat ons almal een Vader het, ons God Vader. Dankie vir hierdie nuus.